Hoe kry ek God aan my kant? Iemand het eendag gesê, ek dink is 'n Fransman as ek dit reg onthou, het gesê, on the highest throne in the world, we still sit on our own bottoms. Is dit nie waar nie? Al sit jy op jou hoogste troon in die wêreld, op die ou einde van die dag sit jy maar op jou eie sitvlak. Die vraag wat ek vandag wil vra, is wat is nederigheid? Iemand het eendag gesê, om met 'n gesonde selfbewussyn te leef, terwyl jy ander eerste stel en jou diepe afhanklikheid van God raak sien. Ek wil dit weer sê, om met 'n gegronde selfbewussyn te leef, terwyl jy ander eerste raak sien en jou diepe afhanklikheid van God erken. Hoekom is dit so belangrik? C.S. Lewis het gesê, trots kan God nie ken nie, want trots kyk af na iemand. En om God te sien, moet jy opkyk. En dit is nie so waar nie. Wanneer ek trots is, wanneer ek vol van myself is, of dalk so leeg van myself, dat ek vol van myself moet speel, dan sal ek altyd afkyk op mense. En om hom te sien, moet ek kan opkyk. Inteendeel, Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daai woord weerstaan in die oorspronklike Grieks is anit asomai en dit beteken om planne te maak teen. Met ander woorde, hierdie vers sê, wanneer jy hoogmoedig of trots is, dan maak God planne teen jou. Ek sê altyd, jy kan die duiwel, kan jy jaag in die naam van Jesus, maar jy kan nie God jaag nie. As hy teen jou werk, het jy en ek moeilikheid. 'n donkie dra eendag vir Jesus deur die strate van Jerusalem. En hy hoor hoe die mense juig en palmtakke op hierdie straat voor hom neersit. Die volgende dag loop daai selfde donkie weer deur die strate. En hy vra vir homself, hoekom juig niemand vandag nie? Hoekom sit niemand vandag palmtakke voor my neer nie? Maar jy sien op die ou einde van die dag het dit nie gegaan oor hom nie. Hy het gedink die mense juig vir hom. En baie keer doen ons as Christene dieselfde. Ons wil ons getuienis voor en bo sit. Nou ons vra, hoe kry ek God aan my kant? Rick Warren het eendag gesê, true humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Nederigheid is nie om min te dink van jouself nie, is nie om jouself af te druk en te verkleineer nie. Dit is maar net eenvoudig om minder te dink oor jouself. En daar's 'n baie interessante versie, 'n versie wat so diep betekenis het. Ek het vandag nie tyd om deur dit als te gaan in die bergpredikasie nie, maar dis Matteus 5 vers 5. Nou elke mens van ons wil graag onder ons omstandighede uitstyg en vorder in ons eie wêreld. Elkeen van ons wil graag sy eie wêreld inneem en verower. Nou hier's die geheim, Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Het jy al gewens, jy kon ryk geërf het? Het jy al gewens, skielik kan iemand net 'n handtekening op 'n testament maak en jy vind op 'n dag uit, jy is skatryk, jy het alles wat jy nodig het om jou eie en die wil van die Here te doen. Hierdie versie sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Daai woord sagmoedig in Grieks is praus, wat beteken 'n sterkte met kantlyne. So met ander woorde, hy sê, salig is hy, wat sterk is met kantlyne, want hy sal die aarde bederwe. In die dag toe ek op skool was die kantlyne van my handboek waarin ek my toetse geskryf het, was gereserveer vir die onderwyser. Hy was die enigste een wat met sy pen kon skryf in die kantlyne. Daar het hy my punte neergeskryf, of 'n of 'n aanmerking wat hy gehad het. En ek wil vandag vir jou vra, en vir myself, wie skryf deesdae in ons kantlyne? Of is jy die enigste een wat dan mag skryf? Ek sê die wil van die Here is die volgende. Ek het die volgende sê in my eie lewe. Ek gee vir myself die volgende punte.
Wie skryf in ons kantlyne? Het jy geweet niemand kan oorwin sonder reserves nie? Hulle sê altyd so 'n oorlog is, die land met die beste logistiek wen die oorlog. En is dit nie waar nie? En ek wil vandag vir jou vra, is daar kantlyne, is daar reserves in jou persoonlikheid? Of gaan jy net so voluit, dat almal om jou dink, jy's vol van jouself? Is daar reserves in jou finansies? Is daar reserves of kantlyne in jou verhoudinge? Miskien is die vraag wat ek moet vra, spandeer jy alles, omdat jy bang is om terug te hou? As jy in 'n geselskap is, sê jy alles wat in jou gedagtes opkom, net eenvoudig, blaker jy dit uit op almal, al jou geheime, al jou veroordelinge wat jy het, al jou menings en opinies. Is jy dalk bietjie bang om terug te hou, want jy is bang as jy terughou, dan sien die ouens, jy's nie eintlik wie hulle dink jy is nie. Ek sê altyd, ek wens hoe ek kan die man wees wat my troeteldiere dink ek is, as hulle by die hek kom wanneer ek daar stop. Bemark jy jouself net daai bietjie, daai rapsie te veel? Ek wil vandag 'n vraag vra. As ons sê, 'n nederige man of vrou kry God aan sy kant, 'n hoogmoedige man of vrou het God teen hom, word weerstaan, soos daai vers sê. Wat is die DNA van 'n nederige hart? En ek wil vandag net 'n paar woorde in jou hart gooi, en ek glo daai woorde sal van self opkom soos jy dit bedink in jou hart en vrug dra. Die eerste woord wat ek wil ingooi rondom nederigheid is selfbewustheid. En ek praat nie van daai selfbewustheid wat beteken ek is selfbewus of skaam nie, maar is jy bewus van wie jy is? Is jy bewus van wat in jou hart aangaan? Met ander woorde, ken jy jou sterktes sonder om te oordryf? Ken jy jou swakhede sonder om skaam te wees oor hulle? Wat is die wortel van skaamte? Daar's iets verkeerd met my. 'n Persoon wat skaam voel, en ek praat nie net van daai skaam wat sê ek is teruggetrokke nie. Ek praat van die Engels het 'n mooi woord, shame. I feel shame. Wanneer jy daai skaamte, miskien is 'n ander woord skande. Wanneer jy skande ervaar, dan ervaar jy, wow, daar's iets fout met my. Ek het dalk iewers iets gedoen, 'n besluit geneem, mense het 'n dink van my, en daarom is daar iets verkeerd met my, en ek voel skaam daaroor. Die woord skaam of skande kom altyd van gebroke konneksie. Iewers is daar 'n breek in jou konneksie met jouself, ons net nog praat van selfbewustheid, of met jou God, of met jou mense. Ek voel misgekyk. Ek voel ongeliefd. Ek voel verwerp. En die gevolg van daai ek voel beteken ek begin vergelyk. Ek vergelyk my met die en met daai een, en ek, in my oë is nie so amazing soos hulle, en dan bemark ek myself so hard, dat ek nie kan terughou nie, ek verloor my kantlyne, en ek beerwe ook nie my wêreld nie. Die tweede woord wat ons aan dink as ons praat oor die DNA van 'n nederige hart, is hierdie woordjie leerbaarheid. Dis 'n eina woord daai. As ek die volgende vraag vra, is jy oop vir herstel? Wanneer iemand vir jou kritiek gee, positief of negatief, is jy oop, of is daai verdediging so vinnig op jou tong, want jy bemark jouself alweer? Vra jy maklik vir hulp, en soek jy vir wysheid? Of is jy een van daai ouens wat sê, nee, ek is trots, ek sal nooit vir iemand geld vra nie, ek sal nooit iemand se hulp vra nie, ek is 'n individualis. Dis deel van die DNA van 'n nederige hart. Daai en om te kan sê, ek vra vir hulp, want baie keer, daar's 'n belofte in die Bybel wat sê, julle het nie, want julle vra nie. En baie keer is ons bang om vir die Here te vra, want ons is bang, hy kom agter, waarmee sukkel ons. Ons vergeet, hy weet alles. Die volgende DNA woord van nederigheid is die woordjie respek.
Met ander woorde, hulle kyk neer op ander. Dat jy ons net nou gesê, hy woordjie ingegooi wat sê vergelyk, ek vergelyk my met ander. Wanneer ons onsself vergelyk met ander, dan kyk ons eintlik neer, want ons gevolgtrekking is eintlik, ek is bly hierdie ou het foute, dan lyk my foute so bietjie beter. Wanneer jy jou vergelyk en ek my vergelyk met iemand anders, dan kyk ons af en ons het vergeet om op te kyk. Want alles kom van bo af. Daar's 'n man met die naam van Theodore Adorno en hy het die volgende gesê, en hoor mooi, hierdie is 'n treffer. The splinter in your eye is the best magnifying glass available. Partykeer kyk ons na almal ander ouens met 'n houtoog en 'n plankbril, want ons dink ons is beter. Ons dink, daai ou het 'n sonde gedoen wat ek nooit sal doen nie. Daai ou is net so 'n millimetertjie onder wie ek is. Ek sal nooit daai ding doen nie. Ek sal nooit daai ou kan volg nie, want hy het foute in sy lewe. The splinter in your eye is the best magnifying glass available. Dit is dalk net die stem wat die Here wil gebruik om jou aandag vandag te kry. Jesus op 'n stadium bring die Fariseërs 'n vrou na hom toe wat sonde gedoen het. En hy sê, wel, die ou wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nou wanneer jy na die oorspronklike gaan kyk, dan beteken dit eintlik, die ou wat nie dieselfde sonde in sy lewe het nie, gooi die eerste klip. En Jesus het geweet, hulle is Fariseërs, maar hy het ook geweet van die tempelprostitusie wat in die gang was in hulle dae. Ek het self, toe ek in Israel was, gaan kyk na daai kamers agter die tabernakels waar die tempels en die tabernakels prostitusie bedryf het. En jy kan gaan lees daarin in die tyd van Hofni en Pinehas toe Eli sy kop verloor het omdat hy nie sy seuns vasgevat het nie, oor daai einste ding. Hulle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Jy sien mense, ek en jy, gooi klippe as ons kwaad is vir onsself. Baie keer gooi ons die ander ouens met klippe en dieselfde sondes is in ons lewe, maar ons is so besig om ander ouens te gooi, dat ons onsself miskyk. En ons voel daai ander ou se sonde is net so bietjie erger, so dan voel ek net so bietjie beter, want ek is nie so nie. Ek wil nog 'n woord in jou en in my hart neersit vandag, wat ons dink, wat deel is van die DNA van nederigheid. En dit is, beteel jou ego. En baie keer moet ek vir myself sê, George, jou ego staan in die pad van die seën van die Here. Hier in hierdie situasie weerstaan die Here jou, want jy is kleiner as jou eie ego. Jy sien, 'n nederige hart het nie konstante erkenning nodig nie. Hulle vier ander mense se sukses. Baie keer het ek en jy hierdie ding in ons wat die heeltyd erkenning van mense en by God soek, en dit veroorsaak dat ons nie ander ouens se sukses kan vier nie. Ons is inteendeel so jaloers op daai ou se sukses. Dink bietjie aan die disippels, toe die ma van, ek dink is Jakobus of somebody, na Jesus toe gekom het en gesê, sy kom eers met 'n kompliment, en daarna sê sy, mag my seuns langs u in die hemel sit aan die regterkant, die beste plek. Ek gaan lees bietjie wat Jesus toe vir hulle sê. Ek gaan dit nie nou sê nie, ek wil hê jy moet dit gaan soek. Jy gaan verras wees. Die volgende DNA woord van 'n nederige hart is, nederige mense lei deur te dien. Nie deur beter te weet of deur 'n hoër standaard te stel of deur minder foute te hê nie. Johannes 13 vers 12 tot 15 praat oor Jesus, net voor die laaste nagmaal by die deur. En hy sê die volgende woorde, toe hy dan hulle voete gewas het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Jesus, die God van die heelal, die Seun van die Vader, kom, en hy sit 'n handdoek oor sy arm, en hy gaan staan by die deur, en toe sy disippels
sy gaste daar aankom, toe gaan hy op sy knieë en hy was elkeen se voete. En na dit sê hy vir hulle hierdie woorde, verstaan jy wat ek aan jou gedoen het? Nou jy sien 'n nederige hart, verstaan en bedink die genade wat hy ontvang het. Ek wil dit weer sê, ek wil dit uitskreeu, 'n nederige hart, verstaan en bedink die genade wat hy ontvang het. As jy 'n nederige hart wil hê, as jy wil sê, Vader, ek wil hê u moet aan my kant wees. Ek wil nie verder weerstaan word nie. Dan moet jy vandag begin verstaan en bedink hoe groot daai genade is wat ek en jy ontvang het. Hoe ons niks nodig gehad het om te betaal vir daai genade nie. Jy sien, Fariseërs, het ons net nou gesê, bedink die foute van ander. Hoeveel tyd spandeer ek en jy nie om ander mense se foute te bedink nie? Veral die van ons wat in leierskap is, raak partykeer gefrustreerd met mense se foute en ons soek oplossings om te help en ons eindig op die plek waar ons foute van mense bedink. En wanneer jy daai ou raak sien, dan het hy nie meer 'n naam nie, sy fout raak sy identiteit. En as jy die leier van mense is, daarvan jou mense wat na die foute in jou lewe kyk. En hulle bedink jou foute. En die geskenk wat God deur jou het aan hulle, gooi hulle weg. En ek wil vir jou vandag in die oë kyk en sê, hou op om jou eie foute te bedink, dan sal dit vir jou makliker wees om nie te leef in die foute van ander nie. Verstaan julle wat ek vandag vir julle gedoen het? Verstaan jy die wyte en die diepte en die hoogte van die genade wat God vir jou het? Ons praat oor hoe om God aan my kant te kry, deur 'n nederige hart te hê. Hoe om kantlyne in my lewe te kry waar hy sy wil kan neerskryf. En dan gaan Jesus aan net in die volgende deel van daai versie, na hy gesê het, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het, sê hy, julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Jy sien 'n nederige hart, het die selfvertroue oor wie en wat hy is. Jy kry partykeer hierdie mense, hierdie Christene, hulle perform om nederig te wees. Ek gaan uit my pad uit om nederig voor te kom. Ek gaan uit my pad uit om nederig te lyk, maar eintlik agteraf bespreek en skindery oor mense. 'n Nederige hart het selfvertroue oor wie hy is. En dan gaan Jesus aan die laaste deel van hy vers, hy sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan doen, net soos wat ek aan julle gedoen het. Kan doen. Jy sien, nederigheid word aktief uitgeleef. Ons geloof is nie 'n praat geloof nie, ons geloof is 'n doen geloof, en die Here meet ons doen aan dit wat ons vir die swakkes doen. Oral in die Bybel sê hy, kyk na die armes, kyk na die weduwees, kyk na die swakkes. Hoekom? Want ek en jy word gemeet, nie aan dit wat ons vir die fancy ouens doen nie, maar vir die ouens wat dit nie verdien nie, want genade is aan ons gegee en ons het dit verseker nie verdien nie. Ek wil begin land. Die volgende woord oor die DNA van nederigheid is innerlike sekuriteit. 'n Nederige hart het nie die bewyse van hulle waarde, die heeltyd van die mense en die dinge om hulle nodig nie. Want jy sien, hulle identiteit is nie gewortel in meerderwaardigheid nie, maar in waarde. Wat is waarde? Waarde vir 'n mens is opgesluit in die ding dat Jesus, die seun van die God van die heelal, heg jou en my waarde so hoog, dat hy sy eie lewe verruil het vir ons lewe. Hy het sy lewe vir ons gegee. Met ander woorde, wie sê God is ek? God sê, jy is meer werd as die lewe van my seun, ek het dit verruil vir jou vryheid. Ek sê altyd, daar is geen emosie so sag en so mooi soos gesonde selfvertroue nie. Selfvertroue, gesonde selfvertroue, is dapper genoeg vir intimiteit. George, hoekom is intimiteit en dapperheid skielik hier by mekaar? Dapperheid beteken, rondom intimiteit beteken nie, jy neem dit in met geweld nie. Beteken nie, jy vat daai intimiteit deur te perform daarvoor nie.
Dit beteken jy die gesonde selfvertroue om dapper genoeg te wees, want die wortel van intimiteit is into me, you see. Intimiteit beteken om jou swakheid vir mense te wys, nie net jou sterkte nie. Dis hoekom Paulus sê, bely mekaar julle misdade. Dis nie omdat jy vergifnis nodig het nie. Ons bely dit voor die Here, maar voor mekaar, dit is die pad na konneksie. Empatie is die emosie van konneksie. Die gevolg van intimiteit is altyd, intimiteit maak my beter. As iemand van jou intimiteit eis, dan voel jy word misbruik en dit maak jou nie beter nie. Baie keer in verhoudinge met mekaar, dan stoei ons so met mekaar en ons dwing intimiteit af. En ons verstaan nie hoekom als om ons skeef loop nie. Sluit af met hierdie woorde. 'n Kers bring sagte lig van vrede in 'n kamer in. Maar 'n spotlight gooi skaduwees van alles. Is jy daai mens wat sagte lig van vrede in 'n vertrek inbring? Of jy hierdie spotlight wat 'n skaduwee oor elke ou se fout om jou gooi? Hoe skyn jou lig? Andrew Murray het eendag gesê, trots in jou moet sterf. Anders kan niks uit die hemel in jou lewe nie. Een van die manne wat een van die grootste herlewings in ons land ingelei het. Inteendeel in Bloemfontein, hy was een van die eerste predikante van die 2 Toring kerkie by ons, voor hy herlewing uitgebreek het. En elke keer as ek by daai 2 torings ry, dan dink ek aan hierdie woorde. Trots in jou moet sterf, anders kan niks uit die hemel in jou lewe nie. En weet jy wat, daai kerk, daai 2 Toring kerk in die middel van ons stad, is vandag 'n plek vir gebreekte mense. Dis waar die ouens wat geen lewe oor het, of geen geld oor het, of geen hoop oor het nie, kom om dit te ontvang. En ek wil vandag vir jou en vir myself vra, is ons nog bereid dat die trots in ons sterf, sodat dit wat in die hemel is, in ons kan lewe? En ons man sê eendag, a pebble said, I'm nothing, just a stone. And the river replied, you help shape my song. En dit was my so mooi toe ek het raak lees. The pebble said, I'm nothing, just a stone. And the river replied, you help shape my song. En ons praat en sing baie keer van strome van lewende waters. Maar ek wil vir jou sê, hoe daai lewende waters waaroor ek en jy praat en getuig klink, hoe dit wat die Heilige Gees deur ons doen sing, word bepaal deur daai woorde, I'm nothing, just a stone. As dit nie oor hom gegaan het nie, as nie as gevolg van Jesus is nie, was ek regtig niks nie. Iemand sê nou dat vir my, George, beteken dat ek moet geen getuienis meer hê nie. Toe sê ek, ja, dit beteken eintlik, jou getuienis moet wees, wow, kyk wat het hy gemaak met 'n loser. Kyk wat het hy met al my swakheid gemaak. En hy gesonde selfvertroue wat uit jou en my skyn, wat sê, jy kan veilig wees by my, want ek wil nie kompenseer vir myself nie, want mense wat kompenseer vir hulle self en hulle eie minderwaardigheid, sal altyd mense om hulle misbruik. Maar mag ek en jy 'n man of 'n vrou wees wat sê, my lig gaan sag skyn, sodat jy jou waarde kan ontdek, en ek gaan nooit weer skerp skaduwees gooi oor die mense om my nie. Kom ek bid vir jou, Vader, ek bid dat U elke persoon wat na my geluister het vandag sal seën. Vader, dat U elkeen sal seën met 'n nederige hart. 'n Hart wat kantlyne het, 'n plek wat ons reserveer waar net U kan skryf. Vader, dat ons nie so voluit sal gaan in hoe ons onsself promote en adverteer by mense en by U, dat daar nie meer kantlyne en reserves in ons persoonlikheid, ons finansies of in ons woorde is nie. Gee ons vandag die genade
om te verstaan wat Jesus gedoen het. Die dag toe ons voete gewas het, en toe hy sy lewe vir ons gegee het. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Mooi loop.